om regtig te kyk wat die Here vir jou het. Daders van die woord, 2 Korintiërs 1 vers 13, wat ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Jy moet vanmôre begin besef, hierdie boek is lewendig. Hoe meer tyd jy in hierdie woord deurbring, hoe meer lewendig word hy. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die hele skrif, ek het gister 'n voorbeeld met Johan gebruik. As jy nie weet jy moet dit toe gaan, dan gaan jy spur toe. Dan bestel jy vir jou groot teebeensteak. Dan sny jy die been uit. Dan gee jy vir hom die vleis terug en jy eet die been. Jy gaan my sê, man, as jy van die pad af, ek sal die been weggooi en die vleis eet. Maar as dit by die woord van God kom, dan kies ons die been en nie die woord nie. Kerk in hierdie dorp kry 'n halwe waarheid, maar hulle sit gepak sondagmôre. Ons moet 'n honger vir die woord van God kry. Maar hy antwoord en sê vir hulle, Matteus 4:4, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God, wat deur die mond van God uitgaan. Elke woord, of jy van die hele skrif, of jy los die hele skrif. Matteus 22:29, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal om julle die skrifte nie ken en ook nie die krag van God nie. Jy moet onthou, jou vyand het die skrif aan Jesus gekwoteer. Hy ken die skrifte. Wat van my en van jou? Julle ken nou almal vir Tiaan kan vir jou die skrifte so opnoem. Ek kan vir jou sê dit staan in die Bybel. Jesus het nie gesê dit staan daar nie, hy het gesê dit staan in die woord. Daar staan geskrywe. En dit is kom jy moet 'n honger kry vir die woord van die Here. Begin jou Bybel lees, maak hom toe sê vir die Here, ek weet nie waar om te begin lees nie, waar kan ek begin lees? En dit wat die Here vir jou sê, gaan lees jy. Werk deur die Bybel. En so vinnig as jy dit doen, sal jy deur die hele Bybel gewerk het. Jakobus 1:22, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Ons lewe in 'n land wat ons opgedeel word, wit en swart, arm en ryk. Dis hoe die wêreld jou deel. By die Here word jy ingedeel, gered en ongered, regverdig en onregverdig. Jy moet kies. Daders van die woord, hoorders van die woord. Jakobus 1:23, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep in sien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie van 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Daar word die hoorders sommer klaar sleg gesê. Mense gaan elke Sondag kerk toe, hy gaan huis toe. As jy om Vrydag vra, wat het jy oor gepraat? Nie klou. Die probleem in die kerk vandag is, wat kan die kerk vir my bied? Dis die gesindheid waarmee almal kerk toe kom. Wat gaan jy vir my gee? Wat gaan die Here vir my gee? Ons moet ons gesindheid verander en sê, wat kan ek vir die Here doen? Wat kan ek vir die kerk begin doen? Want elkeen wat hier sit, daar is 'n roeping op jou lewe. Jy is goed genoeg, die Here het 'n plan met jou lewe. Jy sien 'n dooie vis wat stroom afgaan nie. Ons is lewendige kinders van God, ons werk stroom op. Jy kan jou geslag nie kies nie, jy kan jou veldkleur nie kies nie. Jy kan kies of jy 'n dader of 'n hoorder van die woord van God is. Hoorders, sê ek vandag vir jou, gaan verlore raak. Matteus 21, maar wat dink julle? 'n man het 2 kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord gesê, ek wil nie, maar later het hy berou gekry gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom gesê, en hy antwoord en sê, ja Heer, en hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord om die eerste. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Ek wil hê jy moet vanmôre rondkyk. Dit wat jy in die kerk sien, is dit wat jy in die hemel gaan sien. Hoor mooi wat ek jou sê. En elkeen van ons moet werk om hemel toe te gaan. Hier's 2 seuns gewees. Een het gesê nee, en hy het berou gekry het gegaan. Wat van jou? Daar's werk daar buite, daar's 'n oes daar buite, daar's nie arbeiders nie. Dis nie, baie van julle kry my boodskappe, en dit was nooit my werk gewees nie. Ek het sending gedoen in Afrika. En nou een oggend stuur hy vir my boodskap, hy sê, die Here sê, ek net vir jou sê, hy is tevrede. Nou tog, met wat het ek nou weer? Hy sê, jy nooit geroep om boodskappe te stuur, maar jy doen dit wat hy vir jou gegee het om te doen. En dit is ook wat ek vir jou sê, dit wat die Here vir jou gee om te doen, doen dit met 'n volle hart. Ek vra gisterand vir jou, wie weet wie's Here in die Bybel? Kan jy vir my sê, wie's Here in die Bybel? Here, H-U-R. Ja, nie jy nie.
iemand anders kry. Wie was Hur in die Bybel? Sy naam word 10 keer genoem. Dis die ou wat Moses se arms opgehou het. Hy's in die Bybel. Vir arms op hom. Griet, ons kan meer as dit doen. En daarom word 'n dader van die woord van God. Baie mense sit vanmôre, hulle dink hulle is 'n dam. Ek wil woord hê. Hulle is op YouTube, kyk hulle na die oor, kyk na daai oor, kyk na daai oor, kyk na daai oor, kyk na daai. Wat maak jy daarmee? Daar's nie fout nie. Maar jy moet vanmôre iets mooi weet. Jy kan nie na 'n apteek en gaan kyk, ini, mini, mini, mou, en ek drink dit nie. Daar's goed in die apteek wat jou gaan gesond maak, daar's goed wat jou dood maak. Op sosiale media is daar goed wat jou nader in die Here gaan bring en jou gaan wegtrek. Jy moet 'n verhouding met die Here hê om te weet, praat ek die waarheid, praat jy aan die waarheid of praat wie die waarheid. Daar's ouens met ons veldgeer, ons taal wat ons reg het jou toe lê. So ek vra weer, dit wat jy kry, wat maak jy daarmee? Baie keer gaan jy deur 'n moeilike tyd in jou lewe. Kom ons sê deur 'n egskeiding of deur 'n siekte of deur 'n bankrotskap. Dis 'n leerskool waardeur God jou gesit het. Wat maak jy daarmee? Want weet wat, ek kan nie na iemand toe gaan wat in prostitusie was. Ek was nooit daar nie. Alkoholisme, maklik. Pornografie, nog makliker. Ek kan vir jou, want ek het was daardeur. So dit wat jy het, moet jy die volgende gaan vertel van. Hoe jy daardeur gekom. Want jy sit ons vasgevang in sekere goed. En nou sit ek en ou bel my nog Len, ek wil jy moet vir hierdie ou bid. Hy sit by jou, hy bel my ek moet vir hom bid. Ek sê ek sal nie, jy sit by hom bid jy vir hom. Toe sê hy nog ongelukkig. Hoekom? Elkeen van ons is geroep, elkeen van ons is reg om die werk te doen. Begin daarin glo. 1 Korintiërs 12:28 en God het sommige in die gemeente gestel. In die eerste plek apostels, ten tweede profete, derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Ek het geleer van 'n pastoor 3,5 jaar. Eendag sê die Here vir my, en wat maak jy? Sê ek. Hy sê die mos my tyd. Ek sê, hy sê mos my tyd. Ek daar stop ek in die middel van die 3, ek het 'n jaar en 'n half voor pastoor. Hy sê Len, vergeet van titels. Toe raak ek slim, ek gaan leer Hebreëus. Maar ek het later one-on-one klasse. Eendag sit ek in die klas, ek is reg, die Here sê vir my, wat maak jy? Ek dog alweer. Hy sê vir my, dit waarmee jy besig is, hoeveel siele kan jy wen? Vandaag, nie weer nie. Ek was by 3 kerke. Kerk in Kimberley, kerk in Koffiefontein, kerk in Bloemfontein. Almal sou my 'n week gebruik het, 'n maand gebruik het. Na 3 jaar sê die Here vir my, jy's klaar met kerk. Ek kan jou nie gebruik as jy in 'n kerk vasgespoel is. En daarom moet jy vanmôre weet. Die Here berei elkeen van ons voor. Jy het niks nodig buiten die Heilige Gees. Jy het nie 'n papiertjie nodig. Gekke en dwaase skryf hulle mure op, skryf hulle name op mure en glase. Dwaase kruip agter titels weg. Ou bel my nou eenoggend. Hy sê ek het al by hulle bediening in Pretoria. Hy sê vir my, hy bel my in voor die tyd. Hy en sy vrou gaan die leer vir pastoor. Ek sê waar staan dit jou vrou kan 'n pastoor word? Ja, hy en sy vrou word pastore. So bel hy toe hy nou geleerd is, toe sê hy vir my, hy is nou pastoor. Ek sê great, ek bly maar net Len en Jesus was net Jesus. Hy sê nie Len, ek het met 'n paar ouens gepraat en baie ons wil nie deur 'n gewone ou gebid word, hy wil deur 'n pastoor gebid word. Ek sê dan wil hy nie gebid word nie. Ek sê vergeet van 'n titel. 'n Titel is iets waarvoor mense is bang om vir 'n pastoor te sê jy maak 'n film, want hy is nou 'n pastoor, hy is untouchable. Nee, ek is baie jammer. Elkeen van ons is groep gesondmaking, helpers, regering, allerhande tale. As ek kan ek daai gitaar vat en gaan bome afkap. Dis nie sy skepingsdoel nie. Dis nie waarvoor hy gemaak is. Waarvoor is hy gemaak? Baie kerke, questionnaires wat jy invul, sê hulle vir jou, okay, maar jy pas nou hier. Wie het jou gemaak? Die Here. Gaan terug na hom toe. Hy is die skepper, jy is die klein. Hy is die pottebakker, hy is die. Vra vir hom, wat maak jy? 1 Korintiërs 12:29, almal is tog nie apostels nie, almal tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal tale uitroep. 1 Korintiërs 7:20, laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. As jy hoor, dan is jy daar. Ek was alkoholist. Almal weet ek was 'n polisman. Ek was drek van die onderwêreld. Ek sit eendag in die varkbar in Kimberley. Drink. Ou stap by my en hy sê, Len, die Here sê, hy roep jou.
Ek sê regtig, ons drink al. Jare later, toe loop ek in die Here vas. Hoekom het ons nie daai tyd ernstig geraak nie? As die Here my kan gebruik, kan die enigiemand gebruik. Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. Hier's mense wat groot word, hy word gebore, hy word groot, hy word oud, hy gaan dood, hy het nooit by sy skepingsdoel uitgekom nie. Markus 5:16. Die wat dit gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het, en ook met die vark, ons praat van die besetene van Gadara, en hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit die gebied, en toe hy in die skei klim, het die man van die duiwels wat van die duiwels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly, maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, vir hom gesê, ga na jou huis, ga na jou mense, te vertel wat 'n groot dinge deur aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan en Decapolis begin verkondig wat 'n groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonder. Jy was 5 minute terug besete, mense was bang vir hom. Geen kerk, geen papier, geen opleiding, een ontmoeting, en hy gaan, dis 'n dader van die woord van die Here. God don't call the qualified, he qualifies the call. Amen. As die Here 'n besetene kan gebruik, en hy kan hom stuur, en hy ou luister, wat het jy meer nodig? Johannes 4:27, ons praat van die Samaritaanse vrou, en op die oomblik het sy disippels gekom, en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het iemand gesê, wat verlang jy nie? Tog het niemand gesê, wat verlang jy? Waarom spreek jy met haar nie? Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na stad gegaan. En vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom, en baie van die Samaritane uit daardie stad het aan hom geglo oor die woord wat die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Hy vrou het 5 maande gehad, want Jesus sê vir haar, gaan roep iemand. Ja, ek het een. Ek weet jy het 5 gehad, deel saam met jou blessie, man. Net op daai ontmoeting gaan verkondig daai vrou die woord van die Here. Dader van die woord, nie 'n hoorder nie. Hoorders gaan verlore. Jy kan elke Sondag in die kerk sit. Jy kan tot jy doodgaan. Dit gaan jou nie 'n kind van God maak nie, dit gaan jou nie 'n dader van die woord van God maak nie. Daar moet jy iets vat en jy moet beweeg daarmee. Vers 40, toe die Samaritane by hom kom, het hulle hom by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly. Baie meer het op die grond van sy woord geglo, en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op die grond wat jy gesê het nie, want ons self het gehoor, en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Wys my een nou die Bybel uit. Hier's my Bybel. Een nou, wat goed genoeg was om vir die Here te werk. Dankie tog. So wat maak jou, verskil jou? Wat keer jou om nie 'n dader van die woord te word nie? Hoekom wil jy jou meet aan my of aan die volgende persoon? Meet jou aan die woord van die Here. As die Here, gaan reg deur die Bybel, gaan kyk, hoeveel, ek weet van een nou wat nie 'n dader van die woord was, een nou, die ryk jong man, hy het by Jesus gekom en sê, Here, wat moet ek doen om gered te word? Jesus sê vir hom, jy moet jou vader en jou moeder eer, jy moet die Here jou God lief hê. Hy sê, ek het al daai goed doen. Die Here sê, gaan verkoop alles en volg my. Die Bybel sê, hy het omgedraai, bitterlik geweer, want hy het baie goed gehad. Nie 'n dader van die woord nie. Wat van jou? Hoe lank nog, voordat jy gaan besluit om op te staan en te doen wat die Here vir jou sê? Die groot ding gaan, ons kan almal sit. Jy moet op 'n dag gekom maak om op te staan en te sê, hier is ek, stuur my. Hier is ek weet nie wat jy nodig het. Baie ons het al by my gekom en vir my gesê, ek is 'n beter prediker as jy. Toe sê ek, prys die Here, gaan groot. Ek sê, ek meet nie in jou nie, ek meet in die woord van die Here. Ek kan vanmôre hier sê wat ek wil. Vanaand as ek gaan slaap, sê die Here my, kom bietjie hier. Ek gaan op 'n kol, ek het so 'n paar jaar terug my besigheid verloor. Een ou maak 'n besluit en hy sê, die Here sê, jy hoort nie in besigheid nie. Great. Ek sê nou, hy sê, ek het klaar is verkoop, ons gaan die besigheid toemaak. Ek is buite myself. 12 jaar se besigheid, 25 jaar se polisie geld, alles in een oomblik verby. So sê die Here vir my, los, ek het dit. Is nie vir my genoeg. Ek sny jy nog goed gras. Nou bid ek. Ek sê, Here, daai mense hou hulle wakker. Praat met hulle.
Ek sê nou vir jou, dit voel hier, of die Here my nie. Hy sê, kantoor toe. Toe weet ek. En hy sê vir my, ek het met jou klaar gepraat. Maar klaar daarmee is my probleem. En dit wat ek vanmôre by jou beloof. Ons kan mekaar te nakom. Jy kan maak met jou lewe wat jy wil. Maar jy gaan vanaand aan voor God verantwoording doen. Ek gaan gereeld terug. Dit is of ek op 'n tennisbaan sit en dan skyn 'n lig en dan sê die Here vir my, ek is nog tevrede. Of jy Piet, gaan maak reg. Baie, dit het baie gebeur. Nie meer so baie, dit het. Wat van jou? Jy hoef nie aan my verantwoording te doen. Jy moet aan die Here verantwoording doen. Dit wat ek met die woord doen, my boodskappe wat ek uitstuur. Ek soek jou. Vanmiddag sê die Here vir my, ek is nie tevrede of ek is tevrede. Een voorbeeld, Lukas 15:17, die verlore seun, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan. As hy net besluit het, dit is wat kan gebeur, dis alright, ek gaan hier sit, het hy vandag nog daar gesit. Maar die sleutel lê, hy het opgestaan en het gegaan. Wat van jou? Dis nooit te laat om 'n dader van die woord van die Here te word nie. Ek sê weer, die oes is wit. Julle bly in Oranje, hier's baie werk, julle weet. Matteus 29. En daar was 'n vrou wat 12 jaar aan bloedvloei gelei het, van agter gekom aan sy soem van sy kleed geraak aan. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net aan sy kleed aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai na haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie dag. As jy die wette ken van reiniging oor 'n vrou, mag sy nie tussen mense kom. Ek praat nie eers van die tempel, dis verbode grond. Daai vrou het alles uitgegee om gesond te word. Dit het nie gewerk. Moenie net dit in Markus lees nie. Gaan lees dit Matteus, Markus en Lukas. Dan sien jy presies hoe vou dit om. Sy het gesê, as ek as sy so raak, as ek genees. Toe staan sy op. Toe gaan sy tussen al daai mense weer, met haar onreinheid, en sy gaan raak in sy so. As sy dit nie gedoen het, het sy dood gegaan van waarmee sy gesukkel het. Maar sy was 'n dader van die woord. Lank genoeg het ons net gehoor, net gesit, net geluister. Dis tyd om op te staan en te sê, hier gaan ek. Teksvers wat my bang maak. Lukas 6:46. En wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Jy kan die Here aanbid soos jy wil, is jou keuse. Maar as jy voor die Here eendag staan, wat ons almal gaan doen, hoekom noem jy my Here, Here, en jy doen nie wat ek vir jou sê nie. Ek het baie keer daar, ek bly nergens in park, om die draai sit 'n Zimbabwese vrou met, daar's altyd kinders, glo vir my, daar's altyd, hulle word nooit groot nie. En baie oggend sal die Here vir my sê, ek wil jy moet vir hulle kos koop. En dan raak ek so besig met die dorp as ek verbykom, dan draai ek maar gekoop ek maar weer die kos. Moenie dit wat jy vir die koninkryk van God kan beteken, meet in iets anders te hê. Gehoorsaamheid is beter as die vet van ramme. Teksvers waarmee ek persoonlik geroep is, Jesaja 6:8. Daarom hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Hoor mooi wat ek jou vanmôre sê, die Here klop nog steeds. Gaan jy daai deur oopmaak? Gaan jy klaarmaak met wêreldse gemors? Begin doen wat die Here vir jou sê om te doen. Hou op hoor wat mense sê. Jy moet onthou, jou familie gaan nooit dink jy's goed genoeg. Een ou keer nog by my gestap, toe sê, wie gee jou die reg? Toe sê ek, die Here Jesus. Ja, maar wat se kerk? Ek sê, ek doen nie kerk nie. Ek sê weer vanmôre, ek doen nie kerk nie. Ek doen liggaam van Christus. Amen. Besef vanmôre, jy's goed genoeg. God called you, that's more than enough. Jy hoef jou nie te meet in mense nie. Jy gaan nooit slaag nie. Jy gaan nooit mense tevrede stel. Want sodra jy die een tevrede gestel het, is die volgende een ongelukkig. Worry oor wat die Here sê. Want die Here is die een wat bepaal, ja of nee. Word daders van die woord, nie hoorders nie. Hoorders bedrieg hulle self. Wat help dit? Jy het al hierdie Bybelse kennis en jy doen niks daarmee. Kom ons sit so. Here, dankie dat U getrou en regverdig is. Dankie dat die woord in goeie grond geval het. Ek bid dat hierdie woord vanmôre mense se binneste ontplof.
Here, laat elkeen vanmôre hier weet, daar is werk om te doen. Dis nie net die pastoor of die sangers se werk nie. Elkeen het 'n werk om te doen in die liggaam van Christus. Here, laat ons nooit met mekaar kompeteer nie, maar net dit wat U gesê het, ons dit gaan doen. Niks minder nie, niks meer nie. Here, ek bid dat U my woorde met sout besprinkel, dat dit 'n honger en 'n dors hier teenwoordigheid gee. Ek bid dat hierdie woord ontplof in mense se binneste. Vader, hier sit vanmôre mense met genesing, wat genesing in hulle liggame nodig het. Ek bid saam met hulle vir genesing. Hier's mense wat wonderwerke nodig het, finansies nodig het. Daarom bid ons dit in Jesus naam. Dankie dat U nie slymer en nie slaap nie, dat U die enigste lewende, ware God is. En Here, dankie dat U op pad terug is. Laat mense vanmôre weet, speeltyd is verby. Laat ons klaar kry met wêreldse gemors. Opstaan, daders van die woord word. En Here, gesindheid kry van, hoekom nie ek nie? Hier is ek, stuur my. Here, ek bid vir elkeen, 'n week vol wonderwerke en deurbrake. In Jesus naam. Amen.